Goeiemôre liewe gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Hierso waar ons die Here wil aanbid, wat ons weet hy teenwoordig is, ook deur sy gees, deur sy woord. Dis lekker om vir u te sien. Ek hoop jy het 'n wonderlike week gehad. En weet jy wat, al was die week nou nie die ideale week nie. Ek dink vir meeste van ons was dit 'n besige week geweest met baie dinge wat gebeur het. En van die goed was dalk onaangenaam. Weet ons, die Here was elke oomblik daar gewees. Hy het ons gedra, het hy ons gelei. En wat 'n voorreg, ons besef dit nie altyd nie, om vanoggend so uit die vere te kon opstaan, al was dit 'n bietjie koud gewees, mense te kon wees, aan te trek, goeiemôre te sê vir die mense daar by jou in jou huis vir wie jy lief is, en kerk toe te kon kom, na hierdie eredienste te kon kom. Mag die Here dan sy samekoms vandag ryklik seën. Mag hy vir jou seën, mag hy tot jou spreek en mag jy ook beleef dat hy hier is, dat hy by jou is en dat hy in jou is. Dis dan ook Pinkstertyd waarna ons nou inbeweeg het. Ons gaan nou weer by die afkondigings daar net vir herinner aan die Pinksterdienste. Ek wil net vanoggend begin met 'n fotum voorlesing vanuit Psalm 67 uit. Vers 2 staan daar: Mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy tot ons redding verskyn, sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies. Mag die volke hom loof. O God, mag al die volke u loof. Mag die nasies bly wees en jubel, omdat u hulle regverdig regeer en hulle op die aarde lei. Geliefdes, ontvang dan nou ook sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, deur die Here Jesus Christus en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees wat in ons werk en in ons woon, wat ons krag gee, wat ons bemoedig, wat ons vertroos, wat ons lei. Amen. As 'n gebed en 'n verootmoedigingslied voordat ons met die res van die diens aangaan, ek dink kom ons sing dit staande. Soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag my siel na u, o Heer.
gou vra al die jonges van daar, die kinders, kom sit gou vir ons hier voor, asseblief. En aan al die oues van daar so by die aftreeoord, baie welkom as jy by ons ingeskakel is vanoggend. Ons hoop sommer daai rooi saal is lekker volgepak met al die oues van daar. Maar hier is die jonges van daar, hier voor die kansel. Julle kan seker sien, ons gaan nou 'n lekker speletjie speel. Ken julle die speletjie wat ek hier voor het? Ja, wat is sy naam? Jenga, jy's presies reg. Dis Jenga. Hallo, hoe gaan dit? Lekker, jy raak al mooier, weet jy dit? Het jy het geweet? Kan julle sien? Kyk al, sy het nou net nog mooier geraak. Waar is sy nou net nog mooier? Wow! Kinders, baie welkom by vanoggend se diens. Dankie dat julle hier so is. Wat het laas Sondag gebeur? Was dit die kamp gewees, die voortrekkerkamp? Wie van julle is voortrekker kies? Ja, was die kamp lekker gewees? Ek was wel nat en koud gewees. Ai, jette, ja, nee, so op ons golfdag, dis nou so nat en koue dag. Maar wat, ons vrystaters gee nie om vir 'n bietjie koue nie, nee. Hoekom vra jy so? Laat jy nie van koud kry nie. Hey, baie welkom, jy's 'n gas hier so. Ons het nog gaste, wag, ek het bekende gesigte, daar, bekende gesigte. O, daar, hallo. Is dit jou meisie? Ek het neem so aan, want julle hou hande vas. Dit sal nie gewerk het met enigiemand anders nie, nee. Goed, kom ons begin hierso. Ons begin op die punt, en dan trek jy 'n blokkie uit. En dan die volgende, dan kan jy 'n blokkie kom uittrek, en dan kan jy 'n blokkie kom uittrek, maar hierdie ding mag nie val nie, hoor. Jy sal voel, kyk hierso. Hy wil sommer klaar val. So julle moet baie mooi uittrek. Jy maak dit interessant. Kom volgende. Wow, Pieter, my wêreld. Jy's die vroteier. Gaan sit man. Wag, bly hierso. Nee, gaan sit. Ek sal nou vir jou iets uitdink. Nee, Pieter, jy's onhandig. Kinders, wat het hier gebeur? Die ding het obviously geval, want daar was party blokkies wat op hulle plekkie moes gewees het, wat nou nie meer daar is. En as jy daai spesifieke blokkie uittrek, dan is die gevaar dat die hele ding in mekaar tuimel, nê? Sê vir my, wat se tyd van die kerklike jaar is ons nou in? Wie weet? Dit begin te Pinkster, mooi Lisa. Nee, sy het dit eers gesê. Ek sê vir jou, sy het dit eers gesê. Pinkster, nou, Pinkster kom leer vir ons van wat? Wat leer Pinkster vir ons? Waarna herinner Pinkster ons, as ons Pinkster vier? Kersfees is ons die geboorte van Jesus, Paasfees is sy opstanding uit die dood uit, Hemelvaart was donderdag gewees. Wat het na Hemelvaart gebeur? Toe Jesus opgevaar het na die hemel, wat het hy vir ons gestuur? Wie het hy vir ons gestuur? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees is God wat in ons kom woon. En die Bybel sê vir ons dat ons in die kerk, almal van ons, al die lidmate, is soos vingers, hande, voete. Wie van julle het nog al julle vingers? Wie van julle het hulle been gebreek? O, ek dog nou net, jy het regtig nie 'n pinkie nie. Jorie, ek was ek nog nooit opgelet nie. OK, wie van julle het hulle been gebreek? Nou Frederik, hoe was dit gewees? En jy, hoe loop jy so? So jou hele lyf werk jy lekker nie. Jy sal nie 'n rugby game so kan gaan speel met 'n afbeen nie, nê? En so leer die Bybel vir ons, elkeen van ons, of jy klein is, en of jy groot is, en of jy vet is, en of jy maar is, of jy slim is, en of jy bietjie onnosel is, almal van ons het die Heilige Gees ontvang. En daarom het ons gawes. Weet jy wat is 'n gawe? Dis 'n geskenk van God af. Dis waarom jy die Here moet kom dien. Dis jou persoonlikheid, dis jou talente, dis jou bereidwilligheid. Maar nou gebeur dit baie keer in die kerk van die Here, in hierdie liggaam, dat baie van die lidmate, die ledemate wat die Heilige Gees gekry het, kom staan nie hulle plek vol nie. Hulle kom doen nie wat die Here hulle voorgeroep het nie. En so een vir een baie keer raak daai blokkies weg, raak daai mense weg wat die Heilige Gees het, want hulle luister nie vir die Heilige Gees, hulle wil net doen wat hulle wil doen. En wat kan gebeur met die Here se liggaam?
Hy kan groot skade lei. En ek wil vir julle baie mooi vra, julle moet getrou Sondagskool bywoon, nee? Julle moet daar by die skool, waar die Here jou stuur, daar op die sportveld, en as jy met jou boetie en jou sissie werk, moet jy die Here eer gee deur jou woorde, en deur wat jy doen, nee? Ok, julle is deel van die kerk, maar groot mense, dis vir julle ook, en ek weet, ons praat nou met die mense wat in die kerk sit, maar ons wonder sommer, waar is ons boeties en ons sissies vanoggend? Dit kan nie meer koue wees nie, ek weet nie of dit meer COVID is nie. Het jy al jou buurman sommer gesê, een Sondag, man, kom saam met my, ja, ons is 'n lekker gemeente, ons bid die Here saam, en ons werk saam, kom bietjie saam, of sommer, jy self, as jy daai oggend voel, dit is nou, ek wil nie nou kerk toe, of jy het 'n bediening, waarvoor die Here jou geroep het, waarvoor hy jou geseën het met sy Heilige Gees, hier's waar hy jou soek, in sy kerk, in die wêreld, as ons sing, staande vonk 2, kom juig oor God, sing almal saam, ons sal daarvan al die verse staande sing. Ek het Vrydag oggend gehou, een van ons, of twee, 'n broer en 'n suster van ons daar van Sanderswil gemeente in die huwelik bevestig, en ek het toe hierdie gedeeltjie gelees, en dit is sommer ons hulp vanoggend om na te dink oor die wet van God, God se wet wat van ons liefde vra vir hom en vir mekaar. Hoor wat sê 1 Johannes 4, ek gaan net vers 7 en 8 lees. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God. En elkeen wat lief het, is 'n kind van God, en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. En dan gaan die gedeelte aan deur te sê, dit is hoe hy sy liefde aan ons bewys het, deur vir Jesus vir ons te gee. Kom ons neem dan nou hierdie oomblikke en dink na aan ons eie liefdeloosheid. Ons dank die Here vir die kere waar hy vir ons geleenthede gee om mekaar lief te hê, waar ons liefde teenoor hom openbaar. Ek dink sommer net 'n samekoms van gelowiges soos vanoggend is 'n getuienis, en dit is 'n gebaar van liefde ook teenoor God en teenoor mekaar. Maar ons gaan nou hiervan af uitloop vandag in die, ek wil amper sê in die lewe in. Hier is ook deel van die lewe, maar in die alledaagse, daar by die werk, in die huisgesin, waar jy alleen is. En die groot vraag op ons harte is, wanneer ons dan ons skuld bely het teenoor die Here en ons sy vergifnis weer aangeneem het deur Jesus Christus, wat gaan ons daaraan doen? En kom ons vra dan die Heilige Gees ook om vir ons te help om lief te hê, soos hy lief het, soos hy ons eerste lief gehad het. Kom ons buig die hoofde. Liewe Hemelse Vader, ons kan net die groot wondergawe, die geskenk van die verlossing deur Jesus Christus waarlik besef, as ons ons eie verlorenheid,
ons eie skuld, ons eie sonde en ons eie liefdeloosheid besef, hoe ver ons van u wil af beweeg, en hoe ver ons van die hemel af is. Maar Here, u het ons kom red. U het vir ons alles kom gee wat ons nodig het. En Here, al het ons net die verlossing van Jesus gehad in die ewige lewe, het ons alreeds meer as genoeg gehad. Dankie vir al die ander seëninge. Dankie dat u vir ons die Heilige Gees gestuur het, waar Jesus nou aan die regterhand van die koning van die wêreld sit. Weet ons, hy is nie ver nie. Hy is by ons, die Vader en die Seun, van wie die Gees uitgaan, en u kom lewe binne in ons. Here, vergewe ons dan, dat ons die vryspraak aanneem, en dat ons daaruit sal kan lewe. Here, ons vra vir bereidwilligheid deur die Heilige Gees. Ons vra dat u ons oë sal open om raak te sien waar u ons wil gebruik. En Here, as ons bereidwillig is, en ons weet wat ons te doen staan, dan weet ons wat u wil vir ons is, en dan beweeg ons op u pad, die beste pad, die regte pad. Dankie vir die vervulling van u belofte, van die Heilige Gees. Dankie dat ons ook u Gees mag besit. Amen. Kom ons sing sittend die Here Jesus Christus, dis Vonke 6:3, as deel van ons vryspraak ook vandag. En daarna wil ek vra dat u sal opstaan en ons geloof, laat ons saam ons geloof bely in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader,
die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, jy kan weer die sitplekke inneem, broers en susters, en dan wil ons graag uit die woord van die Here hoor wat hy ook vir ons vandag te sê het. Ons tema is van die gewone tot die ongewone. Dis die werk van die Heilige Gees. En ons gaan sien hoe die Here die Heilige Gees al daai tyd in die Bybel, in die ou tyd wil ek sê, gebruik het om mense te bemagtig, om die kerk te bemagtig, krag te gee om dit te doen wat hy wil hê hulle moet doen, sy kinders. En hy doen dit dikwels op 'n ongewone manier. Ons gaan meer daaroor lees. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. En ons vra dat die Here vir ons die woord sal oopbreek. O Here God, ons is hier as u kudde by mekaar. Ons is hier as u kinders. Here Jesus, ons is hier as u vriende en u broers, u die een wat vir ons die pad vooruitgestap het en die deur na die ewigheid toe oopgemaak het. Here, ons het nou gesing van die wonder daarvan om u by ons te hê elke dag. Ons het gesing van die verlossing, van die heerlike verwagting wat ons het dat ons nie geoordeel sal word nie, maar dat ons vrygespreek is en dat ons daai vryspraak kan uitleef. Hemelse Vader, ja, ons bely en ons besef dikwels loop ons maar met lang gesigte rond. Is ons gesindhede ver van dit af wat 'n kind van God betaam. Here, ons bely, ons voel aan ook, selfs in Suidgemeente, hoe die aanslae van die wêreld vir ons hier kom aantas, sodat ons dalk voel ons wil net nie meer nie. Ons is dalk nie meer lus nie, eenvoudig net nie meer lus nie. Maar Here, dankie dat u die een is, u self, deur die Heilige Gees wat ons kom ophef, en u vir ons kom krag gee om nog 'n treetjie te gee, om weer bereid te wees, om weer te doen, om weer te praat, tot eer van u en u koninkryk en u kerk. Here, ons vra vir u beskerming van die kinders, van ons. Ons vra dat u die wêreld sal lei. Ons weet, u het vir ons gesê, daar sal in die eindtyd sal daar sekere dinge gebeur, wat ons attent op moet wees. Daar sal onmin wees, selfs tussen gelowiges, selfs binne in die kerk. Dit is nie rede om beangst te raak nie. U het gesê, daar sal oorlog wees. U het gesê, mense sal ver van u af beweeg. Mense sal net vir hulle self lewe. Daar sal valse profete wees wat nie u suiwer woord, u wil vir mense vertel nie, maar vir mense sal sê net wat hulle wil hoor. En Here, ons sien die goed, so stukkies van 'n legkaart, een vir een in plek val. Dit maak ons nie mismoedig nie. Dit maak ons nie bang nie. Dit maak vir ons opgewonde, want ons weet, deur die Heilige Gees is hy besig met die wêreld, en met ons, individueel, en met die kerk, en met die gemeente, met Suidgemeente. En Here, daarom kom kniel ons nou, ons vra, praat u, spreek u, die diensknegte en die diensmeisies luister. Amen. As jy dan saam met my die Bybel sal oopmaak, daar by Handelinge 2, ons gaan vanaf die eerste vers lees, en hier in die begin van Pinkster kan 'n mens nie 'n ander gedeelte lees as juist dit nie, ongelukkig nie. Ek sê ongelukkig, gelukkig nie. Dit is waar die gevolge van die uitstorting van die Heilige Gees ons uitgestippel word. En dan moet ons vra, maar as dit so was daai tyd, hoe is dit vir ons vandag? Ons gaan net lees tot vers 13.
toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas, sê hulle toe, die mense wat daar praat is toch almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië, om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Ons skriflesing tot sover. Geliefdes, sal u met my saamstem, as ek vanoggend die bewering sou maak, dat ons lewe in 'n wêreld, waar mense eintlik net notisie neem van iets, of kennis neem van iets, as dit buitengewoon is. Ons moet almal ons selfone, en meeste van ons is baie lief om so met op my Facebook te scroll, as iets nie regtig na jou kant toe spring nie, as iets nie groot en anders en buitengewoon is nie, neem mense maar selde kennis. Daar is soveel goed in ons samelewing wat net nie meer ons aandag trek soos voorheen nie. Nou, gee die Here Jesus vir sy disippels in Handelinge 1 vers 4, as ons terugblaai, gee hy vir hulle die opdrag, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. En jy weet, dit was 'n rukkie gewees tussen die opvaar van Jesus na die hemel toe, en wat die Heilige Gees gekom het. En mense sou eintlik iets anders verwag, dat Jesus nou vir hulle sê, maar, nou moet julle spaak, ouens, nou moet julle uitgaan, en mense gaan vertel van die verlossing, en dat Jesus hulle gered het, dat die verlosser, die Messias, gekom het, dat die tyd aangebreek het, vir die nuwe koninkryk, maar dan vra hy vir hulle, wag, bly nie daar waar julle is, en wag vir die belofte wat ek vir julle gemaak het, om in vervulling te gaan. Hulle vra dan vir Jesus in vers 6, Here, is dit nou die tyd, dat die koninkryk vir Israel weer opgerig gaan word, dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hulle het seker gewonder, wat gaan nou aan? En hier los Jesus hierdie handjie vol, hierdie groepie mense stoksiel alleen. Nou wonder 'n mens, hoekom het Jesus dit so gedoen? Hoekom moes hulle vir 40 dae rondskarrel tussen hemelvaart en die vervulling met die Heilige Gees? Hoekom is daar nie 'n plan op die tafel nie? Hoekom werk Jesus so? Die Heilige Gees, geliefdes, werk dikwels met die ongewone. As ons met God te doen het, en met die Heilige Gees gedoen het, dan het ons met die ongewone dikwels te doen. Kom ons lees in daai eerste vers net weer. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Nou die eerste ding wat noemenswaardig vreemd is, wat ongewoon is die tydsberekening. Wanneer gebeur dit? Dit gebeur tydens die Pinksterfees. Nou die Pinksterfees, weet ons, was daai fees waar hulle fees gevier het oor dat God hulle God is, dat God by hulle is,
Dis 'n tradisionele Joodse feesdag, wat die verbond van God met sy volk daar by Sinai gevier het. Die Here kies daai dag, daai spesifieke dag, om sy gees uit te stort, dat ons tot vandag toe nog sy Pinksterfees gaan vir ons oor die uitstorting van die Heilige Gees. So gebeur dit dat die volk wat tradisioneel in God se teenwoordigheid was en dit gevier het, die Heilige Gees ontvang het. Maar wat gebeur daar? So, dis opspraakwekkend, dis ongewoon. Mense neem duidelik kennis van wat daar gebeur het. Die wêreld se aandag is getrek. Wat het gebeur? Ons lees daar was 'n geluid soos uit die hemel, soos die van 'n geweldige stormwind. Ons lees dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Ongewoon, nê? Nee. Ons sien dit nie regtig elke dag hierdie klas van goed nie. Hulle sien iets soos vuur. Die vuur verdeel in tonge en het op elkeen van hulle gekom. En daar staan, almal is met die Heilige Gees vervul. Almal is met die Heilige Gees vervul in daardie bovertrek. Ongelooflik, ongewoon. Nog nooit het iemand so iets gesien of ervaar nie. Wind, vuur, tale. Dis buitengewoon, dis ongewoon, dis vreemd. Sodat mense moet kennis neem. Ons lees in hoofstuk 2 vers 12 dat die mense dan verras was, verbaas was, toe hulle gesien en gehoor het, wat gaan hier aan? Uit die veld geslaan, kan ons sê. Ander het dit afgemaak as, hierdie ouens het te diep in die bottel gekyk, hulle is dronk, dis wat hier aangaan, want dis baie ongewoon. Maar wat het daar gebeur het, geliefdes, is dat gewone mense, want die mense het nie verander deur die eeue heen nie. Ek is vasoortuig, die mens, het was nog wel altyd dieselfde, soos mense daai tyd was, so is hulle vandag nog steeds. Dit was gewone mense, ek wil sê mense soos ek en u. Toe hulle met die Gees vervul is, het hulle ongewone dinge begin doen. Luister gou 'n bietjie as ons na die res van Handelinge kyk. Ek wens ons kon die hele Handelinge vanoggend lees, maar ons het nie baie tyd nie. Ons lees die mense wat die Heilige Gees ontvang het elke dag kerk toe gegaan. Vreemd, ongewoon. Kan jy jouself voorstel? Ons sukkel om miskien een keer 'n week by die diens uit te kom. Hierdie mense het elke dag by mekaar gekom om te bid, om geleer te word. Dis wat die Heilige Gees in hulle geval gedoen het. Hoe vreemd is dit, hoe ongewoon. Ons lees in vers 44, luister hierna, hulle was eensgesind. Hulle was eensgesind. Hoe lyk dit in die kerk vandag? Hoe lyk dit dikwels in gemeentes? Kan ons sê, ons is eensgesind? Mense van verskillende agtergronde, en voorkeure, en uitkyke op die lewe? Hulle was eensgesind, hoe vreemd, hoe ongewoon. Ons lees in verder in vers 44, hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle het alles met mekaar gedeel. Ons samelewing vandag, en ons weet dis die waarheid, leer vir ons, maak soveel by mekaar as wat jy kan, so vinnig as moontlik, want weet jy, ou dag kom, en jy wil daarom nie op straat sit nie, jy wil daarom nog so in jou aftrede 'n bietjie met vakansie kan gaan, maar nou moet jy alles insit en hou vir jouself. Moenie te vrygewig wees nie. Gee dalk nog vir jou mense wat jy lief het, maar maak soveel by mekaar, so vinnig as by mekaar. Moenie te veel kyk na die ander se nood nie, moenie te veel daaraan doen nie. Gee net genoeg sodat dit nie vir jou ongemaklik is nie. En dan dink ek terug aan nou die Sondag waar ons gelees het van daai weduwee wat daai 2 munte in die offerkis gaan gooi het. En die Here Jesus wat toe gesê het, sy het meer ingegooi as almal. Die woord vra van ons moet mekaar gee. Dit was ongewoon. Dat selfs mense hulle besittings verkoop en uitgedeel aan die armes. Want hulle was ook, ek dink hulle het ook gedink die oordeelsdag is baie nader as wat dit toe was uiteindelik. Maar hulle was vrygewig. Ons lees dat hulle bly was oor eenvoudige goed.
Eenvoudige goed om saam met mekaar te eet. Eenvoudige goed maak ons nie meer bly vandag nie. Daar moet buitengewone goed gebeur. Die mense was buitengewoon in die feit dat eenvoudige goed hulle gelukkig gemaak het. Gaan vanmiddag huis toe en jy in so in die winterbedding daar so 'n ou blommetjie sien. Sê vir die Here dankie vir net 'n eenvoudige ding, vir die voeltjies wat jou in die oggend wakker sing, vir die mense rondom jou, kos op die tafel, klere aan jou lyf, 'n dak oor jou kop. Dis wat saak maak, dis hoe Here ons seën. Eenvoudige goed, vriende, familie. Nou wat is die gevolg van al hierdie vreemdheid en die ongewoonheid? Ek wil sommer sê hierdie weirdheid wat gebeur, hierdie mense wat so anders optree as die mense rondom hulle. Ons lees in vers 47, en dis die werking van die Heilige Gees, in 'n gemeente waar die Heilige Gees werkend is. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg. Elke dag. Ongewoon. Mense wat ongewoon is in terme van hulle vrygewigheid, ongewoon in terme van hulle toewyding, ongewoon in terme van hulle omgee vir mekaar, ongewoon in terme van hulle moraliteit. En dit is die rede, hoekom God sy Heilige Gees gegee het. Dan nou, om jou af te sluit, ons leef in 'n wêreld vandag waar mense meer as ooit tevore net nie meer kennis neem van die gewone nie. Hulle soek die ongewone. Nou sal u seker dink ek sê vir u as lidmate, ons moet nou gaan saam weird wees. Ons moet snaakse dinge gaan doen, weird goed gaan doen, ongewone goed. Dis nie noodwendig wat die gedeelte vir ons sê nie. Ek glo hierdie teksgedeelte sê vir ons dat ek en jy as mense, dat ons as gemeente van die Here Jesus Christus as kerk net die wêreld gaan verander deur ongewoon te lewe. Dat ons vir God ongewoon goed gaan dien waar hy van ons dit vra. En daarom het ons die Heilige Gees ook. Ons moet weer vandag eenvoudige keuse voor God met die Heilige Gees wat ons weet binne in ons is. Ons het die Heilige Gees ontvang. Hy spreek wel tot ons, hy het dit vandag vanoggend weer gedoen deur die woord. Kom leef ongewoon vir my. Gaan hê ongewoon lief. Neem ongewoon deel aan die praktyke in die projekte van jou gemeente. Gaan lewe in jou huisgesin nuut. Maak weer die toewyding om 'n ongewone goeie pa of ma te wees. Maak 'n toewyding om 'n ongewone goeie boetie of sussie te wees. Mag die Here dan vir ons in die Pinkstertyd ook seën. Mag hy ons weer herinner aan hoekom ons die gawe van die Heilige Gees ontvang het. Kom ons bid saam. Ons sal dan ook vanoggend kom bid oor Skeppergees. U waardeur God die wêreld, God die Vader die wêreld geskep het. U wat nog altyd teenwoordig was van voor die skepping tot vandag toe nog. U die Gees van God wat by ons woon, in ons woon en vir ons nuut gemaak het. U wat ons oortuig het van die waarheid van die evangelie, dat daar soveel meer is as enige iets wat hierdie wêreld vir ons kan bied, hierdie aardse wêreld. Dat daar 'n ongewone, wonderlike ewigheid op ons wag, waarop ons ongewoon sal lewe, anders as wat ons nou ken. O Heilige Gees, help vir ons om hier en nou 'n stukkie van daai nuutheid, van daai ongewone manier van leef in ons eie lewens uit te leef, sodat ons getuienisse sal wees, sodat ons self sal kan sien en mense rondom ons, dat ons die Heilige Gees het. Laat ons nie die Gees bedroef nie, o Heer, maar dat ons gehoorsame kinders sal wees van U. Kinders wat doen wat U vra, kinders wat sê
wat U wil hê ons moet sê, kinders wat daar is waar U wil hê ons moet wees. Dankie dat as ons dit vra, ons weet U sal dit ook vir ons gee. Here, ons is bereidwillig, ons kom tree weer opnuut aan vir dienskneg. En ons bid hierdie dinge in Jesus se naam, hy wat opgevaar het na die hemel, en vir ons die belofte van sy Heilige Gees gegee het. Amen. Die vryspraak van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, gaan met jou. Amen.